Baie mense sê dat hulle is vry omdat hulle vrygemaak is deur die handeoplegging van 'n lewendige apostel, of hulle is vry van die wette en hulle is vry van bondage, gevangenskap ensovoorts ensovoorts. Nou geliefde, baie dink dis omdat hulle sê hulle is gedoop in die kerk, al die dinge, en nou is hulle vry. Nou is hulle in die koninkryk van God. Geliefde, julle gaan 'n baie groot ontnigtering hê as julle die dag uit die vleis uitgaan. Ek kan dit vir u waarborg. Want om vry te wees van die wet is nie sommer net enige iemand wat sê ek maak jou vry en die apostel lê nou sy hande op jou en nou is jy vry, of ek jy's gedoop met die water en die vuur en al die dinge en nou is jy vry nie. Geliefde, ek wil net 'n teksie of twee vir u lees en net tussen die lyne vir u wys hoe mis ons hierdie dinge. Ek wil so 'n paar tekste lees, geliefde, en dan wil ek net so 'n paar goed met u behandel en te wys, ons moet tussen die lyne lees om te sien wat God eintlik vir ons sê. Geliefde, die Bybel is 'n ontsettende geestelike boek. En as iemand jou nie leer hoe om dit te lees nie, as iemand nie jou leer of jou leer as jy hulle nie kan lees nie, gaan jy nooit die Bybel verstaan nie. So, hy sê in Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. In Christus Jesus. Wat is Christus Jesus, geliefde? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy moet in die weg wees. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Weereens, as jy wil vry word van die wet, as jy wil vry word van die tronk en die gevangenis van die hart en die bondages of this world, geliefde, dan moet jy hierdie goed verstaan wat ek nou vir u gaan verduidelik. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, luister mooi, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet. Die wet van die gees het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit is waar dit begin, geliefde. Die wet van die gees. Kom ek wys u, waar kom die wet van die gees om my vry te maak van die wet? Kom ons kyk Efese 4. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, sê Paulus, né? Om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Is ons onder die wet gewees? Nou is ons weer onder die wet. Luister hier. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Met ander woorde, geliefde, ons is gevangene in die bondages. Ons is gevangene onder die wet. Geliefde, moenie dink dis buitekant daar die kerk nie. Ons is onder die wet in die kerk, wat ek nou vir u gaan verduidelik. Want ons lewe van manna, ons is in die woestyn en ons lewe van manna wat ek nou vir u gaan verduidelik. Maar kom ons kom eers by hierdie bondages en die dinge wat ons vashou, nê, die wet. Wat maak my vry van die wet? Laat ek net eers klaarmaak. Paulus sê hy die gevangene gevange geneem. Ons was gevange in die wêreld, ons was gevange onder die wet. Toe kom hy en hy neem ons gevangene in Christus. Ons was in die kerk, ons het gedink ons doen die regte ding, maar ons was vleeslik. Ons het skatte op die aarde bymekaar gemaak, ons het net kennis bymekaar gemaak. Nou kry ek 'n amp, en nou beheer ek almal, maar ek is nog nie op die weg Christus nie, ek is nie op die weg van sterwe nie. En dit is waar die punt inkom. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het. Geliefdes, moenie dink as iemand 'n naam het, dat hy van God is nie. Hoor baie mooi. Jesus sê vir Nikodemus in Johannes 3, jy moet weer gebore word. Hy sê, moet ek weer in die skoot van my moeder gaan? Hy sê, Nikodemus, jy's 'n herder van Israel. Jy is die herder. En jy ken hierdie dinge nie. Jy's die leraar van Israel. En jy ken hierdie dinge nie.
Geliefde, so hoe het hy daar gekom, as hy in die duisternis is na God toe kom? Want hy verstaan nie die Gees nie. Hy verstaan nie werklik die boodskap wat God op ons harte geskryf het, en die wat jy kan lees, sodat jy hierdie goed kan verstaan nie. Hoor mooi, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet, die sonde en die dood. Wat is daai wet van Jesus Christus? Geliefde, om te sterwe. Ek kan in 'n kerk wees, ek kan in 'n denominasie wees, ek kan 7 dae 'n week kerk toe gaan. Dit beteken vir my niks. Ek moet sterwe. Geliefde, kom ek wil iets wys. Toe Israel in die woestyn was, toe Israel in die woestyn is, lewe hulle van manna. Hoe lewe ons van manna, geliefde? Die water is bitter, en daar moet net brood uit die hemel uit neerdal. Hierdie soet, het jy al geproe hoe soet is manna, geliefde? Dis ontsettend soet, dis soeter as stroop. Nou as jy hierdie goed eet, dis so lekker, want dit daal net uit die hemel uit neer. Dit reën uit die hemel uit neer. Ons het nou 'n diens. Lekker. Reën uit die hemel uit. Die manna reën net uit die hemel uit. Nou dink ek, maar ek is by die diens en ek dien God. Geliefde, hoekom is jy by die diens? Hoekom is jy by die koor? Hoekom is jy by die broodbreek? Hoekom is jy by al hierdie dinge? Want jy is onder die wet. Of is ek vry van die wet? Is ek daar omdat ek deur die maagd gebore is en Christus in my tot geboorte gekom het? En dit is die een wat waaragtig Vader soek. Dit is die een wat waaragtig uit homself uitwerk. Dis wat Jesus is. En daarom, geliefde, as God iemand stuur uit die hemele uit, dan is dit Christus. Hy gaan jou leer hoe om te sterwe. En dit is die Gees, die verskil tussen die wet van die mense en die wet van God. Die wet van God, hy die gevangene gevange geneem. Ons is gevangene in 7 dae week. Ek het vir jy daai boodskap gestuur van die boek van Filippus, die verbande boek van Filippus. Hy sê die donkie het getoil en gewerk en 100 myl geloop, of 100 jaar for that matter, het hy geloop en koring gemaal. En toe hulle hom losmaak, na 'n lang tyd, het hy nêrens heen gegaan nie. Hy het 100 myl geloop, of 100 jaar geloop, of wat ook al. Het hy net gewerk en gewerk en gewerk. Hy het niks gesien nie, hy het niks bereik nie, hy het net gewerk. En daarom, geliefde, is dit so belangrik om te verstaan wat Christus werklik is. Geliefde, Jesus Christus is die weg wat u na God toe sal lei. Jesus Christus is die weg van die mens na God. Jy moet eers 'n mens word, geliefde. Die hele Bybel is geskryf vir mense. As die mens nog nie geskep is uit die aarde uit van Adam af nie, weet jy nie, mense, julle gaan nie verstaan nie. Maar julle wat die oog het, julle wat die oor het, luister. En daarom, geliefde, as jy in die woestyn nog is jy nog in jou sonde. Jy doen nog steeds jou dinge van die wêreld, maar jy dien God. Nou gaan sit jy daar en jy luister, die Here Jesus gee dit vir jou en die Here Jesus gee dit en ek maak julle vry van julle sondes en dan dink julle is vry? Nee, geliefde. Jy word vry, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus, my lewe in Jesus, my lewe in die weg, gaan my vry maak. Want dit gaan my doodmaak. Dit gaan my vleis vervang met Gees. Want iemand moet my leer om werklik hierdie goed geestelik te sien. Dan kan God met my begin werk. Dan, geliefde, is dit nie meer manne wat uit die hemel uitgaan nie. Nou wil ek my eie poging aanwend om by God uit te kom.
Nou lewe ek in my oorgestelde, nou lewe ek in my apostel, ek lewe in my broers en susters. Hoe werk dit, geliefde? Hoe kan ek nader aan God kom? Bring my nader aan hy God wat besig is om deur u te werk. Dit gaan nie met manna gebeur nie. Manna, dan moet dit net reën. En vertel my nog, hoekom is daar nie 'n diens vanaand nie? Hoekom is daar nie dit nie? Hoekom is daar nie dat nie? Geliefde, as u werklik vry wil wees van die wet, gaan dit net gebeur deur Jesus Christus. Ek word gewillige vlees, want ek wil aan die kruis hang. Wat is dit om aan die kruis te hang? Wat is om te gedood? En asseblief, geliefde, ek sê nie julle moet aan die kruis wees nie. Jy moenie. Jy moet doodgaan. Die kruis is net waaraan jy sal sterwe, die verganklikheid. Hê God lief bo alles en my naaste soos myself. Dis wat die kruis is. En as ek God lief het, dan word ek die seun. Want nou begin ek sterwe. Ek gaan op hierdie weg. Die seun wat ek volg, die een wat van God gestuur is, die mediator, hy moet my by God kry. Maar nou moet ek nie sê, okay, nee, maar gee my nog manna. Jy's nie vry van die wet nie. Jy's nog steeds onder die wet, want jy is daar, want jy voel jouself. Ek gaan kerk toe, want ek voel myself. Ek wil nou maar net daar wees, want ek is onder die wet. Ek moet daar wees, anders is ek in die moeilikheid. Dis ek nie. Nee, geliefde, dan is Christus nog nooit in u gebore nie. Dan is u nog onder die wet. Hy het die gevangene gevange geneem. Ek was 'n gevangene onder daai wet. Ek het van manna gelewe. Ek wil net altyd hê. Totdat God gekom het en hy het hierdie pad vir my oopgemaak. Hy het my begin verseël. Hy het my gedoop. Wat beteken die doop? Die afwassing van sonde. Wat is sonde, geliefde? Hy het my vrygemaak van die wet, die sonde en die dood. Wat is die sonde? Wat is die dood? Romeine 8, net bietjie verder. Hy wat die vlees bedink, is die dood en is vyandskap teen God. Wat die vlees bedink, geliefde, as ek dink hierdie goed is natuurlik, of as ek net wil dinge hê, dan is dit ook natuurlik, ek dink vleeslik. Dit is die vlees wat my moet doodgaan. Ek wil net sit en ontvang, dan lewe ek van manna. En hulle moan oor alles. Het jy gesien? As jy in die woestyn is, dan moan jy altyd. Nee, die water is te bitter. Nee, ons wil dit nie so hê nie. Nee, die apostel sê so, of die priester sê so, of die diaken sê so, en ek weet beter as dit. Dit is nie hoekom u hier is nie, geliefde. U is hier, want u soek die brood van die lewe. Toe kom die ware brood uit die hemel uit, en niemand het hom herken nie. En niemand het hom aanskou nie, want hulle kan dit nie sien nie. Nee, Jessie, ons doen dinge by die kerk doen, en so dan is in die koninkryk van God. Jy's nie in die koninkryk van God nie, die koninkryk van God is binne in die geliefde. En dis nie iets wat iemand vir julle sê, en nou sê ek, nee, maar ek weet, dit moet so wees nie. Nee, geliefde, dit is iets wat jy ondervind. Jy begin sien, jy loop hierdie pad Christus, jy eet die brood van die lewe, jy hoor die waarheid. Wanneer begin dit lewe word? As daai brood uit die hemel uit neerdal van God, nou begin ek die pad loop. Nou begin ek die Bybel lees. Nou wil ek myself red. Nou wil ek my siel red. Nou wil ek ander red. Dis waar dit begin, geliefde. Anderste is jy in die woestyn, jy's op pad Kanaan toe. Jy gaan nie eers daar ingaan nie. Maar as ons uit Jerusalem gebore is, geliefde, die moeder van ons almal, dan is ons gevangene in die Here. En as ek in die Here is, geliefde, dan is ek tog die Here, is ek nie. Julle is my liggaam. En dit is die verskil tussen die lewende en die dooie. Die wat net uit van manna probeer lewe, hoekom het hulle almal gesterwe? Almal het nie woestyn gesterwe wat van manna gelewe het, is dit nie? Maar die wat die brood van die lewe het, hy sê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy niks lewe in jou nie. As ek hierdie weg bewandel, dan is dit nie, ek loop die pad wat Christus my sê, ek is elke dag by die kerk, of ek is elke aand by die diens, en ek sê, nee geliefde, nou soek ek hierdie dinge. My tyd is God se tyd. Nou wil ek meer weet.
Nou wil ek sterwe, ek wil ontslaa raak van hierdie denke, wat ek altyd gedink het was reg. Nou sien ek, maar ek was nooit reg nie. Die lewe in Christus Jesus. En wat is die lewe in Christus Jesus? Geliefde, in die begin was die woord was met God, en die woord was God. En die woord was die lig en die lewe vir die mense. Die lig was die lewe en die lig. So, dit is wat lewe bring, hierdie woord, maar die woord moet jou vlees aanneem, dan word jy Christus. Dan word jy Jesus, geliefde. Nou weet ek moet sterwe. Nou worry ek nie meer oor manne nie. Nou word ek die brood vir iemand anders. Ek daal nou uit die hemel neer, want ek gaan na my oorgestelde toe, en ek ontvang daai lig. Nou kom ek neer, en dis wat Jesus sê. Ek gaan na my Vader toe, en ek kom terug, en ek sal julle bring waar ek is. Met ander woorde, my Vader voed my, en nou kom ek na jou vlak toe, en ek lig jou op na my vlak toe. Ek sal julle bring waar ek is. En dit is die waarheid van die Godheid, geliefde. Om vry te word van die wet, is die verseeling, die doop, en die weg na God toe. As ek u verseël, geliefde, en ek sê ek seël jou met die seël van God op die voorhoof van in die bors, het jy nou 'n seël ontvang? Nou het jy 'n merk, die merkteken van die lam, en hy skyn glo in die aand, en die geeste sien dit, en dan hardloop hulle weg, want hulle sien, jy's van God, jy die merkteken van die lam. Dis nonsens, geliefde. Moenie met 'n fantasy lewe nie. Die seël wat ek u gee, is die merkteken van die lam, om jou naaste lief te hê soos jouself, en God, die woord, bo alles, die gees, bo alles. Nou seël ek u, terwyl ek hierdie waarheid vir u gee, seël ek u vorige denke agter u, en ek seël u met die lig. Ek doop u met die water, ek doop u met die vuur, want sommige van julle gaan kwaad word vir my, en sê, nee, ons glo nie hierdie goed nie. Dis goed, geliefde. Vele soek, weinig vind. Vele is geroep, weinig is uitverkore. So nou kom die vuurdoop, en niemand wil dit hoor nie. Dis harde woorde, wie kan daarna luister? Geliefde, as jy nie my vleis eet, en my bloed drink nie, het jy nie lewe in jou. As jy in 'n natuurlike ding glo, is jy dood. Dit is vyandskap teen God, Romeine 8, einde van die storie. En daarom wat ek u nou lees, wat is die verseëling? Die handeoplegging van die liggaam, want die apostel se liggaam is die kerk, is dit nie? Dis die lede. En as hulle u leer, dan lê ek my hande op u. En ek seël dit, ek leer u deur die waarheid te hoor. Geliefde, ek kan u aanvat en doop in swembaddens en was in storte. U gaan nooit die sonde was nie, want die doop is afwassing van sonde, afwassing van vleeslike denke. Dis sonde, dis die dood. Die wat die gees bedink is lewe, die wat die vlees bedink is dood. Nou leer ek u om hierdie dinge geestelik te sien. Nou was ek u, en ek verseël u vorige denke agter u, en u loop nou vorentoe na die lig toe, na die ooste toe. En so verseël ek u. En soos ek die vleis by u weg was, en soos u begin geesteliker word, vaar u op, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou word u al geesteliker, en u vaar op, en die vlees bly agter, en u vaar op in die koninkryk van God in. Deur die verseëling, deur die doop, deur die handeoplegging van 'n lewendige apostel. Dis lewe, gees. En nou lig ek u op in 'n hemelse roeping, in 'n hemelse plek. En as u daar is, geliefde, en u verlaat dan die vlees, is u in die koninkryk van God. Eers mos nou klaar daar. Hoe kan ek nou, as u uit die vleis uit gaan sê, ek stuur jou die rus in? Jy's klaar die rus in, want die Vader wat nou met u praat, u erken daai stem, en u is klaar verseël, want daai vleis is agter u. U het geestelik geword en opgevaar in die koninkryk van God, en dis die werklikheid van die kerk Christus. Geen naam is 'n kerk nie, geliefde. Christus is die kerk, die weg na God toe. Dankie, geliefde. God seën.